Dis koud, né? Dink julle dat 'n paar mense in die bed gebed? Ek dank God vir Paas op die aarde. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Res van die gemeente, kom ons gee julle hande klap. Amen. Kom ons sit. Baie dankie. Goed. So, voordat ons die afkondigings of enige ietsie gaan doen volgende, mense het regtig koud gekry en ek sien hoe kry mense koud net op die manier wat hulle sit. Ek het vir my vrou gesê ek moet 'n ekstra baadjie gebring het, né? En ek het nie, toe sê sy, ag, jy gaan vinnig warm begin raak af. So, is daar iemand wat hier voor gaan kom praat vanoggend? Is daar so 'n reëling? Mag daar iemand kom? Hy staan daar in die skaduwee. Okay, Andrei, jy kan sommer nou opkom, ja. Okay. Asai, baie welkom julle. Ja, Vader is 'n belangrike figuur. Ons weet dat ons hemelse Vader is die belangrikste figuur. Amen. En hy het ons gemaak om hoofpriesters van die huis te wees. En om 'n ligdraer te wees vir jou gesin en vir die mense om jou. Ek wil net vir vandag die pastoor wil sê, dankie vir die ligdraer en die vaderfiguur wat hier in ons lewens is. En dat hy altyd daar is vir ons en ek kan enige tyd op jou knoppie druk. En jy gee altyd vir ons raad en altyd 'n voorbeeld vir ons. Ja, dus baie dankie vir dit. Amen. 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 Baie dankie. Baie dankie julle, hoor. Baie dankie. So julle, ek het een keer die fout gemaak om hierdie pakkie om te stuur dat almal so 'n ou stukkie van hierdie kan kry, né? Ek is mee geraas. So ek gaan hom maar hou, hoor. Prys die naam van die Here. Julle baie dankie. En as die geestelike vader van hierdie huis, wil ek vir julle sê, ek is baie lief vir julle. Julle waarde is vir my geweldig hoog. Regtig. En julle is kosbaar vir my. Die woord het, is daar 'n skrifgedeelte wat hy sê, 'n pa met baie seuns, né, is soos 'n man. 'n Pa met baie seuns is soos 'n man met baie pile in sy koker. Nee, nou ek weet nie eens wat se koker nie. Ek dink is daai ding wat jy op jou rug dra waar hulle al die pile ingesit het, dan haal hy elke keer een uit en dan skiet hy daai pyl in die vyand in. Nee, maar dis hoe ek voel. As die geestelike pa van hierdie gemeente onder Christus, geestelike pa met julle. Weet julle wat? Ek wil gou vir julle ietsie net vanoggend sê. Familie, né? Tel. Familie tel. Né? Bloedbande wat gevorm is. Wat is daai spreekwoord? Bloed is dikker as water, né? En weet julle wat? Maar nou wil ek vir julle iets sê. Hulle sê net die helfte. Maar gees is nog sterker as wat 'n bloedband is. Gees is nog sterker as 'n bloedband. En julle, ek kom vandag na julle om vir julle te sê, julle is die geesteskinders binne in hierdie huis, né? En onder Jesus Christus het die Here my aangestel as die Geestesvader in hierdie huis. Maar ons is met gees aan mekaar vasgebind. En nou is ek bereid om te sê dat gees is tot sterker as wat 'n bloedband sal wees.
En bedink dit mooi. Daar's families wat baie keer nie aan mekaar gebind is nie, al is hulle bloed. Maar jy stywer aan mekaar aan jou geesboeties en sissies gebind. Hoekom? Deur gees. Deur gees, julle. En raai wat? Vanoggend wil ek sê, deur die Here Jesus Christus, in die krag van sy Heilige Gees, is ons almal met die band van die liefde van God, deur die lieflike Heilige Gees, aan mekaar vasgemaak. Amen. Kom ons gee die Here 'n hand vir dit. Amen, halleluja, halleluja. Goed, nou ons gaan vanoggend die oggend nou so begin met geskenkies, né? So hierso is 'n sleutelhouertjie, jy moet maar self lees, dit staan daar op, né? Vir elke pa, né? En 'n pad na die pa se hart toe. Deur ietsie in die kies te sit. Maar jy mag dit nie tydens die diens eet nie. Okay, jy moet dit na die diens eet. Okay, so ek gaan nou vra al die kinders wat binne in die kerk is nou vanoggend wat jou pa is hierso, jy wil graag vir hom net 'n geskenkie gee, dat jy dan vorentoe sal kom, dan sal jy 'n sleutelhouertjie kan vat en 'n pakkie, een van hierdie pakkies dan vir jou pa. Een kind uit 'n familie asseblief. Nie 6 nie. Een kind uit 'n familie en dan moet jy gaan. As jy daai pakkie gevat het, 'n geskenkie, moet jou pappa 'n lekker Vadersdag drukkie gee. Okay. En as jy oud is en jou pa's hier, dan moet jy ook vir hom 'n persentjie kom haal, hoor? Riando moet sy kind bring. Het hy 2 vir jou gevat? Hy het jou baie lief. Dankie, hou dit vir pappa daar by jou, hoor. Okay, dankie. Vir my. Raai wat fluister Melody hier in my oor. Sy gee my so drukkies, sy sê, hierdie is eintlik vir my. Is te oulik. Okay, goed. Loof die naam van die Here. Goed. Dan, ek het gou-gou hulp nodig. Wat sê jong mense, gaan my gou-gou kom help om geskenkies vir paas te gee wie se kinders vanoggend nie hier is nie. Kom, staan gou hier voor. Jong mense, kom. Daar's hy, hier is sommer baie. Kom lyn nie so op. Daar's hy. Okay, goed. Vat gou-gou 'n persentjie in elkeen van julle se hande. 2, ek bedoel 'n sleutelhouertjie en 'n een. Dan gaan ek nou vra al die paas wie se kinders nou nie hier is wat om vir hulle 'n persent te kon bring nie, steek gou op julle hand. Né? Amen. Daar's hy. Goed. Vat vir hulle net gou. Okay. Goed, gaan gee vir hulle, gaan gee vir elkeen van hulle. Biltong ook, nie net sleutelhouer nie. Biltong ook asseblief. Hy nou.
Kom gou hier vorentoe. PW, sy pa is gister oorlede, julle. En hierdie is sy vriend. Ek wil hê jy moet hierdie vir hom gaan gee. Sê vir hom, ek het op my hart gevoel, die Here wil dit so hê. OK, dan sê ek, OK, alright, goed. Dis eintlik 'n geskenk vir sy pa, al is hy vandag nie meer hier nie. Maar jy moet dit vir hom gee. Amen. OK, goed. Enige paas in die plek wat nie 'n geskenk gekry het nie. Hande op nou. 'n Pa. Karika. Okay. My oë mislei my nie. Okay, goed. Enige paas wat nie 'n geskenk gekry het nie. Amen. Dan gaan ek gou vra, vroutjie, vat net hierdie weg asseblief, baie dankie. Dan sê baie dankie. Okay, wie beplan om paas te word? Nee, ek dank julle. Dalk is dit 'n geloofstap. Dis dalk 'n geloofstap. Amen. Loof die naam van die Here. Julle gelukkige Vadersdag. Julle waarde is so hoog en ons is so lief vir julle. Mag die Here Jesus Christus julle met sy liefde aanraak en mag jy vandag weet, jy is baie spesiaal. Amen. Amen. Kom ons gee die paas weer 'n hand. Ek wil die vrouens vra voordat ons nou met die diens begin, né, vir die vrouens, né? Wat sou jy gedoen het sonder 'n man? Jy kan my vra. Kan ek jou vra? Wil jy antwoord? Jy doen die beste wat jy kan. Amen. Amen. Julle hoor gou hierso. Sy sê ietsie, hier is eintlik 'n baie belangrike punt wat Rina nou aanraak, né? Ek wil vir elke alleen vrou sê, waar haar man nie meer by haar is nie, wil ek gou vandag vir julle sê, dat die Here, God die Almagtige, is jou man. En hy sal by jou wees, en hy sal vir jou ondersteun, en hy sal jou help. En ek wil hê julle moet dit weet vandag. OK, ja, vir elke ander vrou en man in hierdie plek, sal die Here ook so ondersteun, maar jy moenie dink, omdat jou man dalk oorlede is, nee, nou is jy stoksiel en alleen in hierdie wêreld nie, want raai wat, daar is 'n lewende God in die hemel, nee, maar hy is nie net in die hemel nie, maar hy is nou hier op die aarde. Hy is nou hier op die aarde. En die woord sê vir ons dat sy oor is nie te swaar om te hoor nie. En dan sê die woord en sy arm is nie te kort dat hy jou nie kan help nie. Nee, al wat jy moet doen is roep net uit jou hart uit na jou Vader wat in die hemel is. En jy gaan sien hoe raak hy jou deur die krag en die liefde van sy Heilige Gees aan. Jy sal sien hoe gee hy vir jou geopende deure. Amen. Julle weet wat, as ek terugdink aan my pa, van wat ek 'n klein seentjie was, het ek altyd beskermd gevoel. Veilig gevoel. Geweet as my pa daar is alles oukei. Vandat ek 'n klein seentjie is, né? Nou as 'n aardse pa dan so iemand of iets is, né? Hoeveel te meer nie ons hemelse Vader nie. Ons hemelse Vader. En ek het by die mannegebed het ek ek het nie dit by die mannegebed gedoen nie, sorry. Ek het dit persoonlik vir 'n man gesê by wie ek was. Ek het vir hom hierdie gesê. Weet jy my vriend, weet jy wat is ons fout? Ons dink nie genoeg daaraan hoe lief God ons het nie. Dink 'n bietjie daaroor.
Ek wil vir julle vra, manne en vroue in hierdie kerk vanoggend, begin heeltyd tyd daaraan spandeer met hierdie gedagte, hoe lief jy dink God jou het. En as jy dit bedink, julle, gaan iets hier binne in jou verander. Julle, dit gaan binne in jou verander. Want God het jou liewer as wat enige mens op hierdie aarde jou ooit sal kan hê. Is dit nie so nie? Julle, die Here sê, ek weet wat se gedagtes ek gaan gaande jou het, Bertus. Gedagtes van vrede. Willem, nie van onheil nie. Om vir jou 'n hoopvolle toekoms te kan gee. Julle, ons God het ons so lief. Hy bedink heeltyd die goeie oor ons. Die Here sê so, ek wonder wat kan ek nou doen? Ek dink nie hy wonder nie, hy's te alwetend. Okay, maar dis nou maar aan mense taal. Okay. Wat kan ek nou vir hierdie kind? Ek het hierdie kind vir my so lief, né? Wat se deur kan ek nou vir hierdie kind vir my oopmaak? Né? Ek wil hê jy moet dit 'n bietjie begin bedink, Andrei. Ek wil hê jy moet dit 'n bietjie bedink, dat die Here bedink heeltyd, hoe goed hy vir jou kan wees. En dink jy dan bly dit net by dink? Julle, God is nie een wat net iets bedink en nie iets doen omtrent dit nie. God is een, nadat hy dit bedink het, dan kom sy hart, sy gees en sy hande in beweging om aan hulle die goeie te gee. Julle die goeie te gee wat hy oor hulle dink. Amen. Minion, die goeie te gee. Ek wil vir jou gou ietsie sê van daai pa van jou wat langs jou sit. Ek weet hy kan partykeer bietjie brom, né? Is ek reg? Maar raai wat? Hy sê sy arms afbeklei vir jou. Hy sê sy lewe gee vir jou. Ek weet dit vir 'n feit. En so julle, soos wat ons almal hier sit. Dis een ding wat 'n kind nie moet vergeet nie. En ongelukkig vergeet kinders dit. Dat 'n ouer sal sy lewe gee vir sy kind. 'n Ouer. Nie net 'n pa nie, 'n ma ook. En die feit van die saak is, hulle gee hulle lewens vir hulle kinders. Dis die feit van die saak. En dan het God dit so beskik dat ouers lewe gee aan kinders. Sonja, wie tel die meeste in jou lewe? Is dit nie jou kinders nie? Julle, en kom hierdie kosbare ding wat God vir ons gegee het, né? En ek wil hê kinders moet dit onthou. Het julle geweet ons is almal kinders? Want ons almal het 'n pa gehad op die aarde. En dan is ons almal kinders, want ons almal het 'n hemelse Vader. Amen. Aanbiddingspan, kom vorentoe asseblief. Baie dankie. Jacques, die Here het jou lief. Jacques, ek voel dat die Here nou vir jou sê, my seun, ek het jou geweldig lief. Jou lewe maak saak by my. Jy is kosbaar vir my. Ontvang dit in Jesus se naam, okay. Amen. Goed. Kom ons staan en ons verheerlik die naam van ons God. Amen. Hy is die